verwys natuurlik na die spontane wyse hoe sport ons multikulturele nasie weer eens bymekaar gebring het. En een van die plekke waar die gees hoog geloop het, was by Amazink, 'n splinternuwe eet- en kuierplek in Kayamandi buite Stellenbosch. En Lisa het gaan inloer. Kayamandi is 'n vriendelike, lewendige plek en die woonbuurt is deesdae kleurvoller as tevore. Behalwe as jy hier bly, is Kayamandi nie noodwendig die plek waar Stellenbossers afdraai nie. As jy dit wel doen, mag jy dalk met nuwe oë na die wêreld kyk. Tussen die verskeie informele winkeltjies staan daar nou 'n blink nuwe restaurant. En as jy sukkel om dit te kry, vra maar net waar Amazink is. Die idee het ontstaan toe daar besluit is om toerisme in die omgewing te ontgin. Die resultaat het almal se verwagtinge oortref, want Amazink is die plek om te wees. Amazink in Xhosa is zinc, die plant. Maar toen check ik, oké, dit is de rechte naam voor om te zeggen die restaurant en die gebouw lijkt zoals Amazink, zoals een hockey of shack, you know? So that's where the name started. Ons het allemaal een naam gesoek en gekyk waartoe. En toe ek hoor Amazink en ek kyk na die plek, sê ek net dit gaan weg. Jan is 'n regsgeleerde en het 'n paar jaar gelede Kayamandi sy tuiste gemaak. Dit het nie lank gevat voor sy pad met die van Louisos gekruis het nie. En saam met hulle oor 'n eet- en kuierplek begin droom. Ek het Louiso leer ken en hy het toe 'n tavern gehad in Kayamandi. Ons het begin praat oor die plek en ek het gesien hy het die potensiaal en hy het die droom gehad om enige restaurant te hê. Leon de Wit van die Devonay Wynlandgoed het besluit om ook deel van die projek te word. Louiso, oftewel Roots, is eintlik die spul waarom alles draai. Ik is die bestuurder, ik is die eigenaar, ik is die kook, chef. Hy het as kind by sy tannie geleer kos maak en 'n belangstelling daarin ontwikkel. Hy het aanvanklik sy vernuf in die geselskap van vriende op die proef gestel. Zoals ik samen met mijn chomies of vrienden en dan ons maak koos beetje en dan ik maak die koos allemaal en dan zeggen die koos is baie lekker en dan kom ik weer terug. Zeg mezelf oké, misschien kan ik maar iets anders doen met die koos. Hier is hy besig om een van die gewildste geregte op die spyskaart voor te berei. Papwors en chakalaka. Dis maar net een van verskeie smaaklike disse wat 'n mens hier kan bestel. Wat sou julle sê is julle gunsteling geregte? Vetkoek, pompoenkoekies. Hierdie ouens maak pompoenkoekies, dis my ma die gou gemaak. Ek het gedink die gorrel platter wat die vleis, die stuk hoender en 'n stuk vleis en 'n stuk wors met die groente, maar hy's reg. Die vetkoekies en die pompoenkoekies. En pap en sous. En die chakalaka. Soos die mense hier rond sê, dis na. Die plek se dekor is slim ingerig en verteenwoordig 'n tipiese township-styl. Die meubels is kleurvol en die inkantie sorg vir die drankiebestellings. Die bekende Stellenbosch-chef Bertus Basson het ook 'n aandeel in die sukses. Ek is aandeelhouer in die restaurant en gee ook 'n bietjie mentorskap aan Louiso en die res van die staf as dit nodig het. Bertus is een van ons land se top 10 chefs en ruil graag voorstelle in Amazink se kombuis uit. Dis alles smake waarvan hy baie hou. Dit is Suid-Afrikaanse kos en dit is ook kos wat pas in Kayamandi by Amazink. Hoe voel die mense van die township hieroor? Alle hol van die plek baie, alles is baie mooi plek om te by die township wees. It's also growing business and also tourism. Boere, sakemanne en jappie studente kom gereeld hierheen en buitelandse toeriste het ook al kom inloer. Hoewel dit aanvanklik die mikpunt was om mense oor alle kultuurgrense hierheen te lok, was die reaksie nogtans 'n verrassing. Ag, ek dink mense soek 'n verandering. Ek dink die meeste van ons Afrikaanse mense het 'n behoefte om ook oor kultuurgrense te gaan. Dit is fantasties mense by mekaar kan uitkom. En 'n baie goeie bruggingsmiddel is kos en drank. 'n Glas wyn en 'n bord kos en dan eensliks almal vriende. Amazink het sy deure oopgemaak net voor die Wêreldbeker sokker en 'n hele klomp mense het gekies om dit hier te kom kyk. 'n Reuse TV-skerm is in die amfitheater buite die restaurant opgerig en die gees was soos elders in die land elke keer ongelooflik. Dit is heerlik, ontspanne. Die wyn is lekker en goedkoop. They come here mostly for the African flavor. Wat ek kan sien is dat dit net nog meer mense gaan lok en dat dit Kayamandi net nog meer populêr gaan maak as 'n internasionale plek om te besoek. Dink die mense wat ek ken sal nie te bang wees nie en die mense wat te bang is, sit jy net in die kar en dan bring jy hulle. It's like it's a place where you can visit and
experience something that you never seen before. Die mense wat na Amazing toe kom, maak saak of ons nou Township is of ons Stellenbosch was nie. Dit word ondersteun, want die vibe is fantasties en die kos is goed en die mense is vriendelik.